weer op mekaar te kan kom as 'n liggaam en te weet dat ons kan vir hom wees, werk, verheerlik. Ons het gister 'n baie geseënde uitreiking van Malaga gehad. Dit was regtig baie geseënd. En ek wil graag van Frederik vra of ons moet terug op die opgeleid. Ja, asseblief. Een man gepraat het en 6000 mense het hom gehoor. Sonder enige mics, sonder enige speakers, 6000 mense. Hier moet ek staan vir 50 mense met 'n mic gebruik. Dis crazy, man. Dis die liefde van die Here. En sorry, ek gaan maar weer vir Benny gebruik. Ons almal sê ons het 'n verhouding met die Here. Ons het nou King of Kings geluister. Ons maar netjie besig is regtig baie mooi. Maar het ons verhouding met al drie, en nie met die Here nie. Maar God die Seun, God die Vader en God die Heilige Gees, het 'n verhouding met al drie. En gister was vir my net weer learning curve. Ek het nie geweet wat ek doen nie, ek moes dit geleer het. Pastoor het my gevang vir hulle, ek is swakker. Hy het nou my gehoor, so
kan nie vir julle sê hoe geseënd ons was gister om al die mense te voer en almal aan kom te glimlag. Almal het ons sê, ons bid vir hulle, maar hulle sê vir ons, my God bless you. Thank you for today. Die Here het konfette gemaak. Ons het weet nie hoeveel goed ons gaan eliminate. Omtrent 180 van die konfette. Dit was in Sesotho vertaal, dit was in Zulu, dit was in Setswana vertaal, in Engels en Afrikaans. Die jong man het daar na my huis toe gekom en 300 koekies gepak, binne 10 minute, want hy wil nie braai. Maar hulle het gedoen. So almal het saamgewerk. Ek kan nie vir sê, ons het 40 of 50 liter sop gestryd. Amper 60. Amper 60 tot 15. oorgebly. Maar 50 liter sop het ons gister uitgedeel. 100 koppies koffies gemaak. In 'n klein area soos waar. Mense wat ons meer kan. Dis regtig maar baie lekker. En ek hoop om meer van julle daar te sien in die volgende dag gaan nog een keer sê. Ja, asseblief sal ons jou hê. Ekskuus, Sal ons jou ek kan hoor. Ja, ons moet dit weer doen. Waar ons al weg is, 'n vriend van my, sy is my suster se dogter se kerel. Hy was op een, hy het opgekom. Toe gaan ons bietjie daar woon van sy ons toe. Daar was omtrent seker nog 60 mense. Hulle wou net die pap gehad het, maar dit was maar, dat het nie saam met die pap gekom nie. En al die soep was ook wel uitgedeel. Maar baie van die mense die pap gevat het oorgebly is. Maar daar was net so, jy kon sien, hulle wil net bietjie gehoor wat ons gedoen, en ons het bietjie naam aan te staan en praat, bietjie van gebid, en dit was regtig baie nice, en ek dink miskien die volgende dag, ek kan miskien boorwees al by van Seil se kant, maar even een van my werkers, hy was oor toen ons 1 of 2 keer al met Wendy, baie man is baie teruggetrokken, praat ons om en ek was so trots op hom gister, hy het actually gaan loop in die bos in, saam met Roan, saam met Breiden, en hulle mense gaan haal, uit die bos uit, en sê, kom hoor 'n bietjie oor Jesus. Wie is jy? Wie is jy as jy voor God staan? En is daar hoop vir my. En dit was gister se tema, tafel van hoop. En ek dink dit was regtig baie nice. Baie dankie vir elkeen wat dit deelgeneem het. Al die ou tannies wat daar gestaan het, dis dit geoperate het. Julle het ook agter daai tafel. Baie dankie. Julle is geoperate. Ja, Debbie, ek weet nie wat die se naam nie. Tannie Tasha. Tannie, julle het regtig geoperate. Ja, ek sien maar hy was ook nie, sy was ook nie so baar as ons daar is, ek sien kan nie. Maar ja, sê. Maar ja, Nikki. Ek ken jy so reg gedoen. So kom ek so confused. Maar ja, nee, regtig baie dankie pastoor vir die opportunity en dankie vir elkeen wat deelgeneem het. Ons is regtig baie geseën. Dankie. As hy dankie vriendelik, as die Here ook die eerste gevra het om op te kom, sodat jy ons bietjie kan terugvoer gee, want dit is eintlik ook die inleiding vir my preek vanoggend. My tema vir vanoggend is, gaan dan heen. En, wat preek sê is baie waar. Ons as hedendaagse kerk, het die opdrag van God omgekeer. Ons is verstel uit te gaan, disippels te maak, mense te doop. Dit is 'n proses. Jy kan vir my saam gaan kyk na Matteus 28 vers 18 tot 20. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie in die woord indelf en gaan kyk spesifiek wat sê die woord vir ons as dit kom by sendingwerk en wat sê die woord vir ons as dit kom by uitreik. Wat sal julle sê is 'n suksesvolle uitreik? As dat ten minste een siel gered word, right? Nog antwoorde. Ons het nie vandag ook 'n bespreking nie, want hierdie is die tipe van goed wat baie keer in die woord vir ons gesê word,
En ons praat nie daaroor nie, so mense verstaan dit. Gister daar was. Kies ek jou naam vergeet. Werner was ook wat dit. Ja. Ouers, ek dink ons besef wat die impak het wanneer ons uitreike gaan doen. Nou kom ons gaan kyk Matteus 28 vers 18 tot 20 sê vir ons. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan nou heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Leer hulle, so moenie daar stop nie. Leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel. En kyk, ek is met julle altyd daar tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Die Here het hierdie opdrag aan elke disippels gegee en gesê: gaan. Gaan. Wat is die groot gebod? Jy moet jou Vader lief hê met sê jy moet die Here jou God lief hê met jou? Ja. Ja. Yes. En vers is, jy moet die naaste lief hê soos jouself. Dis die grootste gebod. Wat is die groot opdrag? Wat het ons nou net gelees? Wat het ons nou net gelees? Jy moet uitgaan en disippels maak. Nou, hoe pas die twee by mekaar in? As ons lief is vir ons naaste, gaan ons hulle ook beïnvloed. Die groot gebod is ons motivering vir die groot opdrag. As jy die Here jou God lief het, met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele siel, en jou naaste ook net soveel, dan sal jy uitgaan en gaan disippels maak. Hulle doop, hulle leer en onderrig in die weë van die Here. Nou word dit nie meer 'n werk nie. Nou word dit nie meer 'n straf nie. Nou is dit nou nie meer van hier op die 7:00 oggend, winter en Malala is baie koud. Nou is dit 'n kwessie van, ek doen dit, want dit is 'n opdrag van my Vader. En ek doen dit omdat ek lief is vir hom. Nou is dit 'n kwessie van, ek gehoorsaam the King of all kings, want ek is 'n kind. Dit verander die prentjie heeltemal. Uitreike is nie net gemeenskaplike programme wat kerke moet doen, om te sê, weet jy wat, ons tik 'n boksie, ons doen uitreike, ons tik 'n boksie, ons doen sendingwerk. Daar's pastoor, ek kan nou gehoor. Op 'n stadium was ons in Pakistan of Afghanistan of waar betrokke gewees? Pakistan en India. In India. Waar begin dit? Ons uitreik se begin hier by ons, tussen ons en ons hart. Ons tema is groei, lei en toerus. Weet julle hoeveel mense is gister gelei, is toegerus en het daardeur gegroei? Vreemdelik het ek nou gedoen, nie net van my nie, maar van ons ander mense wat ook al was.
wat iets gedoen het vir die Here wat in 'n lewe nog nooit voorheen gedoen het. As jy dit kan nie. Ja, soos van ons ouers wat gister by die uitreik was, dit is welkom, kom in, kom sit saam met ons in die diens. Welkom. Wanneer ons begin besef dat die evangelie is nie ons privaat besit nie, maar dit is daar vir almal om te hoor, en verander die rede hoekom ons evangeliseer. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor die Here en wat ons kan, wie ons kan, waar ons dit kan uitdra, sodat mense gered kan word. Markus 6 vers 15 sê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Dit beteken location, gaan die hele wêreld in. En dit beteken doelgerigtheid. Verkondig dit aan die hele mensdom. Dit is waar uitreik gaan. Uitreike is nie net aksies nie. Uitreike is aksie van liefde. Liefde gebore in ons verhouding met die Here. Wat ons dan wys, wat ons doen, wat ons uitdra as gevolg van ons verhouding met die Here. Jesus het nie net gepreek. Jesus het uitgegaan. Hy het sondaars gaan sit en gesels. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het vir mense kos gegee. Hulle het myself die voorbeeld ook genoem. Daar was aksie. Wat sien mense as hulle na ons kyk? Sien hulle die Here in ons wat dieselfde doen as wat hy gedoen het? Baie belangrik. Ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie. Ons doen dit in die krag van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dink julle as iemand 'n uitreik reël, as iemand 'n uitreik doen, of hy uitreik betrokke is daar vrees? Is daar bangheid? Is daar ek weet nie of dit wat ek doen reg is nie, maar ek doen die beste wat ek kan. Dink julle die disippels het 'n vrees vir die vreemde gehad wat ons uitgaan en die Here se opdrag gaan uitvoer? Want 11 van die 12 is doodgemaak. Hulle het geweet wat die Here van hulle verwag. Hulle het geweet die Here vra vir hulle tot op te neem. Hulle sal my getuies wees in Jerusalem. Is jy 'n uitreike in jou huis? Jerusalem, hulle het daar gebly. Dit was hulle territory. Dit was hulle suburb. Dit was hulle Valhalla. Dis waar hulle gebly het. Hoekom begin dit by Jerusalem? Hoekom begin dit by my, by jou en by ons eie huise? Want wat ons doen het 'n impak in ons onmiddellike omgewing. Maar as jy nie in jou eie huis uitreik, na jou kinders, na jou familie wat by jou bly, na mense wat by jou huur, dan is daar fout. Dis waar ons moet begin. Hoe gereeld praat mans met hulle vrouens en hulle vrouens met hulle mans oor die Here? Daar is huise waar een van die twee nie die Here dien nie. Dit begin
begin by ons onmiddellike omgewing. Dit begin hier in die liggaam van Christus. In ons gesinne, in ons families, dan ons gemeenskap. En die tweede plek wat genoem is dan gaan julle na Judea en Samaria toe. Hierdie was vreemde mense vir die Jode gewees. Hulle het mekaar nie gelike nie. Julle ken die storie van die barmhartige Samaritaan. En die impak daarvan was gewees dat die Samaritane en die Jode mekaar niks gelike het. Hoekom dan nou Jesus spesifiek sê Judea en Samaria? Want die volgende sfeer van uitreik is juist daai mense wat jy nie like nie. Dis juist daai mense wat jy nie verstaan nie. Dis daai ouens as jy vir hulle chocolate koop en gee jy die klein geld so dit nog nie. Wat in 'n taal praat wat ons nie verstaan nie, en dit is nie die taal van die Heilige Gees nie. Dis die ouens waar ons moet gaan, met ons uitreik. Ons het gister tot 'n pamflet in Punjabi gehad. So die eerste Pakistani wat aangekom het, hierso, was vir gesorg. En dan sê die woord vir ons, tot aan die uiterste van die aarde. Wanneer jy uitgegaan in jou gesin, in jou familie, in jou kerk, in jou gemeenskap, en jy die woord verkondig, jy het hulle disippels gemaak, jy het hulle gedoop, en jy het hulle geleer, dan moet jy nie ophou, dan moet jy na die volgende een toe. En wanneer hulle bedien is, verder. Baie van hierdie disippels wat daai tyd uitgestuur was, het in lande soos Indië en Egipte, ander lande in gaan woord verkondig, wat ons tot vandag toe nog nie eers van weet nie. Is jy bereid om by jou huis te begin en aan te hou tot wanneer jy aan die einde van die aarde kom? Of is dit vir ons moeilik om die groot opdrag uit te voer, want ons nog goed van ons vasklou, ons gemak, ons finansies, ons denkwyse, kyk ons self vas aan ons geloofsvlak, sê, ek weet dat nie, ek skryf nou nog nie verlang Christen nie, weet nie wat dit sal kan doen. Jy kan. Hoekom sê ek so? Want Mattheus 28 sê vir my, die Here Jesus sê, ek het die mag op aarde en in die hemel. Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Moenie worry nie. Moenie bekommerd wees nie. I've got this. Ek het jou. Wees net gehoorsaam. Wees gehoorsaam. As jy gehoorsaam is, dan sal jy ook bereid wees. Want jou bereidwilligheid is gegrond in jou gehoorsaamheid met die Here. Moenie vrees nie. Kan ons dit doen sonder die Heilige Gees? Daar is nie manier op hierdie aarde nie. Ek gaan vir jou sê hoekom. In die eerste plek, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Want die Heilige Gees bemagtig en bekragtig. Sonder die Heilige Gees kan ons dit nie doen nie.
Dis hoekom dit belangrik is dat ons die Heilige Gees inroep in ons besprekings, in ons beplannings, in wat ons nodig het, waar gaan ons dit doen, hoe gaan ons dit doen? En dis hoekom ons 'n geseënde uitreik gehad het gister, want die Heilige Gees was van die begin af geraadpleeg. Wat gedoen is gister, is die eerste van baie dinge. En niemand van ons hoef bang te wees om betrokke te raak. Dis juist deel van ons groei. Dis deel van ons opleiding. Dit is deel van hoe ons toegerus word deur die Here om sy werk te doen, maar ook hoe ons mekaar kan toerus, want elkeen van ons weet iets wat die ander ou nie weet. Kan ons dit doen sonder die Heilige Gees? Nee, want Handelinge 8, 13 en 16 gee vir my voorbeeld dat die Heilige Gees 'n direkte inspraak gehad het wanneer daar uitreiking of in daai tyd se sendingwerke gedoen was. Filippus in Ethiopië, die woord sê, die Gees sê vir Filippus, gaan na hom, nie in sy eie uit nie. Antiochia, die Heilige Gees sê, sonder vir my vir Barnabas en Saulus af vir die werk waartoe ek hulle geroep het. En Paulus se sendingwerk begin. Met die Macedonië uitreike wat Paulus wou gaan doen het, met die Heilige Gees omgekeer om nie sekere plekke te gaan nie. En ons moet besef, as ons harte oop is vir die Here, dan gaan hy ons deure oopmaak, maar hy gaan ons ook deure toemaak. Ons moet sensitief wees wanneer die Heilige Gees met ons praat. Kan ons dit doen sonder die Heilige Gees? Nee. Want Johannes 16, vers 8 tot 11 sê vir my, wanneer hy weer kom, kom hy om die wêreld te oordeel. Daar moet oortuiging wees van sy geregtigheid. 1 Korintiërs 3 vers 6 en 7 sê, ons plant en water, maar God laat groei. Ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees. Ons voer die opdrag van God uit deur die krag van die Here en die leiding van die Heilige Gees. Dis ook wat Friedrich dan nog gesê, perfek inpas in wat die boodskap is. Ons kan dit nie doen sonder die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis onmoontlik. Kan ons dit doen sonder die Heilige Gees? Nee. Hoekom nie? Want 1 Korintiërs 12 en Handelinge 4 sê vir my, die Heilige Gees rus toe, en die Heilige Gees gee die gawes. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n gawe. Die dag toe jy tot bekering gekom het, is daar vir jou 'n gawe gegee. 'n Gawe gegee tot uitbreiding van die gemeenskap van ons gelowiges. Sodat ons kan gaan en die opdrag kan gaan uitvoer. Kan ons dit doen sonder die Heilige Gees? Nee. Hoekom nie? Want die Heilige Gees bou die kerk. Die Heilige Gees lei die kerk. En die Heilige Gees maak dat die kerk volhoubaar is, sodat ons wel die groot opdrag kan uitvoer. En dis hoekom daar in 'n kerk 'n vyfvoudige bediening is. Want elkeen het sy rol wat hy moet vertolk in die liggaam van Christus. Ek dink dat jy sit hierso en jy weet nie wat jy moet doen nie. Pas op die Heilige Gees. Hoor by die Heilige Gees wat die leiding is wat hy vir jou gee. Want elkeen van ons wat hier sit vandag in hierdie gemeente en in hierdie gemeenskap sit hierso met 'n doel. Kom ons vat die groot gebod wat ons nou gedoen het.
dit so deel van ons lewe, dat ons nie anders kan, as om die groot opdrag te gaan uitvoer nie. Dan weet ons tog, ons is op die regte pad, ons is op die regte plek. Ons moet weet, dat ons kan dit nie doen, sonder die Heilige Gees. Wanneer ek en jy toegewyd is aan die Here, en ons is gehoorsaam aan die Here, en ons doen wat hy van ons vra, wat hy van ons verwag, sal hy vir ons die leiding gee, sodat ons dit reg kan doen, en dat ons dit effektief kan doen, sodat die Heilige Gees die werk kan doen. Ek het nou gevra, wat dink julle, wat is 'n suksesvolle uitdaging? Elkeen het 'n paar antwoorde gehad. 'n Suksesvolle uitdaging is die feit dat dit gedoen is. Want as dit gedoen is ons gehoorsaam. As ons gedoen is, het ons die grond en die saak bewerk, sodat die Heilige Gees kan ontkiem en laat groei. Een uitdaging op een sendingwerk is nie meer suksesvol as 'n ander. Want elkeen van daai is die Here betrokke om te werk met die mense wat daar was. En die mense wat volgende keer gaan kom. Dalk was Christus se uitreik alles gedoen. Al die moeite, al die werk, alles gedoen. En die Here een persoon wat het. Ons weet nie. Ons weet nie. Ons moet nooit vergeet dat wat ons doen op aarde het ewigheidswaarde. Wat ons doen op aarde het ewigheidswaarde. Ons doen die grondwerk. Die gehoorsaam. Die Heilige Gees, ons is nie daar om te convince, of te convict, of te, wat ons dink ook ons werk is daar. Die evangelisasie, dat die werk, dat die woord uitgaan, en los dit dan in die Here se hand. Hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen, glo my. Dus hy het nou genoem, van die een vrouwtjie wat in die Bybel gekyk het, en goed, dus was baie mense wat vandag, van die pad afraak, omdat hulle nie meer teruggaan na Godse woord toe. Maar weet jy wat, kom ek sê vandag vir jou na, was net soveel mense wat terugkeer na God toe, omdat hulle begin gehoorsaam raak aan sy woord. Wie weet julle ken vir Alexandra Ashworth? As jy haar ken, moet ek nie ek selfs dan. Sy het 'n TikTok, sy is 'n TikToker. En haar TikTok kanaal, as jy nou so wil sê, is Alex Reads Terrence. Jy ken die terrenkaarte? Honderde duisende followers. Kyk, sy maak megamax op die kanaal. Alex Reads Terrence. Sy het die hele kanaal net so gelos. Al haar terrent readings afval. Sy het 'n hart volkome vir die Here gegee. Sy het gesê, no matter what, Christ comes first. Aansien, followers, rykdom, geld, maak nie saak nie. Het vir haar verander, omdat sy Jesus Christus as die waardevolste in haar lewe aangestel. En is dit 'n bekende persoon wat hulle harte vir die Here gegee het. Iemand het op 'n stadium met haar gepraat met die Here. Iemand het op 'n stadium uitgereik en gesê, weet jy wat, nou, let's create space for a discussion. Ons hoef nie, maar jy gaan moet, jy sal moet, en so. We need to create the space for the discussions to start.
sodat mense wat nie die woord verstaan nie, kan terugkeer deur die Heilige Gees. Maar dit begin by my, dit begin by jou. Dit begin by, kom ons gesels. Kan ek die deur oopmaak met 'n koppie sop, of 'n koppie koffie, of 'n koekie, of wat dit ook al mag wees. Ek wil graag hê ons moet gou ons missie net opsit. Wat sê ons missie en dan ons visie? Die volgende Evangelie Kerk in Valhalla se missie sê die volgende. Ons missie is om God te verheerlik en om deur disippels van Christus te maak deur aanbidding, onderrig en diens. Is dit wat ons doen deur sendingwerk van Pastoor Rita Angola toe, of uitreikwerk van alle ons gemeenskap? Dan is ons getrou aan ons missie, en ons missie is getrou aan die woord. Wat sê ons visie? Die tweede gedeelte, begin met ons visie is om 'n verwelkomende koesterende gemeente te wees waar individue die lewensveranderende boodskap van Jesus Christus kan verkry. Sê ons daar dit moet in die kerk uit gebeur, of sê ons net daar sodat ons visie is dat ons dit wel sal doen. Of in Angola, of in Valhalla, maak die saak. Volgende sin. Ons is daar te verbind om geestelike groei te bevorder, betekenisvolle verhoudings te bou en om ons gemeenskap te dien. Dit is uitreik. Dit is wat ons gister gedoen het. Are we true to our vision? Ja. Lees ons dit elke dag? Nee. Weet baie van julle waar om dit te kry? Ek glo nie so. Maar ons aksies wys dat ons visie en ons missie wat ons verkondig voldoen aan God se woord. En dat ons dit deur ons aksies kan uitbrei. Hoe begin ons? Die eerste plek, bid vir mekaar. Daar is krag in gebed. Bid vir mekaar. Tweede ding is, reik uit na mekaar. Hier is ons ouers in hierdie gemeente wat hier sit, wat hoeveel keer al by die kerk was, maar wat nog baie van die mense in die gemeente nie is ken nie. Wanneer reik jy bietjie uit? Sien weet jy waar na? Ek het al 'n paar keer gesien in die kerk. Kan ek vir jou koffie maak? Is jy? Gaan ek vir jou? Is dit iets wat ek vir jou kan doen? Is dit iets wat ek vir jou kan bid? Dis uitreik. Dit hoef nie altyd met vreemde mense op vreemde plekke te wees nie. Dis uitreik. Luister na mense se probleme, luister na hulle behoeftes, luister na goed wat hulle dalk nie verstaan nie, sodat ons hulle kan leiding gee in die woord. En dan 1 Korintiërs 12. Ons is dit liggaam. Ons dien vir die Vader, vir die Seun, vir die Heilige Gees. So ons as een liggaam moet werk as een liggaam. Onder mekaar, vir mekaar, maar ook vir ons gemeenskap. Dink net vir jouself, as elke lid van hierdie gemeente begin betrokke word by uitreik, en dan praat ek nie meer van 'n meer gereelde uitreik soos wat ons gister gehad het. Ek praat van, as jy uitreik na die persoon langs jou, as jy uitreik na 'n persoon wat lanklaas in die kerk is, hoe gaan dit jou? Wat sal ek jou lanklaas vir die kerk sien? Dit is uitreik. Dit is ons meer betrokke kan word. En dit is ons elkeen
se offer. Amen. Ons nou so sinnig dat ons 'n gebed doen. En ons samspan voor te kom so. En ek wil jou aanbring regtig challenge. Om raak betrokke by ons uitbreiding. Nie net ons meer uitbreiding. Maar as daar iets is in die gemeente wat jy voel jy kan doen, waar jy kan betrokke raak, kom, ek doen dit. Was toch Frederik se eerste keer, maar hy het excellent werk gedoen. Hoekom? Want hy het van die begin af gebaseer op die Heilige Gees, sy leiding, op die krag van die Here. En dit is hoe ons moet werk. Kom ons sê dit. Ja, ek sê vir u, dankie dat ons as 'n gemeente by mekaar kan kom vanoggend en jy kan loof en prys. Ja, ek sê vir u, dankie dat ons 'n baie geseënde uitreik moet gehad het gister. Here, ek vra dat u elke persoon wat betrokke was, elke persoon wat deelgeneem, elke persoon wat gesaai het, Here, sal seën en dat u saam met hulle sal wees en dat hulle versterk sal wees deur die woord wat uitgegaan het. Here, ek vra dat u vir ons moontlik sal maak dat ons u opdrag meer gereeld sal kan uitvoer, nie net in die kerk, maar ook in ons gemeenskap. Ja, ek vra dat elke persoon wat gister daar was, die Heilige Gees gelei sal word, dat hulle die Heilige Gees aangeraak sal word, Here, en dat hulle tot bekering sal kom. Want dit is tog ons doel, is dat mense verhoudings met u begin. Ek vra dat u sal met elkeen van ons gaan, ons het mekaar het gaan, so Here, dankie ook dat ons kan weet dat u daar is, dat u ons lei, dat u ons ondersteun, dat u ons krag gee, en dat u mag hê. Enige ding wat in ons lewe fout is, reg te kan maak. Here, ek vra vir ondersteuning, ek vra vir gebed as mense wat siek is, as mense wat emosioneel nie op goeie plekke is, Here, dat jy hulle ook sal ondersteun, dat die deure sal oopmaak, waar deure oopgemaak sal word, en waar dit nodig is om deure oop te maak, waar dit ook deure sal toemaak waar dit nodig is, waar deure toegemaak moet word. Vader, ek vra u vandag dat u ons sondes sal vergewe. Dankie vir u genade. Dankie dat u u seun vir ons gestuur het om te sterf aan die kruis, dat hy opgestaan het en dat hy vandag op die regter is. Ek dankie dat ons elkeen kan sê, ek is 'n seun of 'n dogter van die almagtige God wat in die aarde geskep het. Amen.